as ek sê Jesus is my koning, wel dan beteken dit per definisie ek is deel van sy koninkryk. Hier is 'n paar begrippe wat ons bietjie moet oorgesels. Johannes 18 vers 36 sê Jesus vir Pilatus, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. En hy gaan verder, hy sê, want as dit van hierdie wêreld was, dan het my gesandte kom veg. Nou ons weet, Jesus se koninkryk is van die hemel, dis waar God is en waar die engele is, en die hele meesterplan was dat Jesus aan die kruis moet sterf, so hulle sou nie kom oorlog voer nie. En Pilatus het geskrik, dis hoekom hy weer uitgegaan het vir die mense gesê, maar kry geen onskuld in hom nie, want hy was self bang vir oorlog. Nou, net vir julle sê, daai tyd as daar enige opstand was, die leier wat daar oor is, sy kop was op 'n chopping block. So Pilatus en Herodes van daai tyd, hulle sou nie graag wou gehad het die Jode moet in opstand kom nie. En dit was pretty much wat gebeur het. So hou dit in gedagte. Nou, 'n koning het 'n koninkryk, anders is hy nie 'n koning nie. Wie van julle het Prins van Pretoria gekyk? Dis nou 'n prins wat hier aankom, maar hy het nie eintlik 'n paleis nie. So hy is nie regtig 'n prins nie. As jy nie, 'n koning het 'n koninkryk, dis maar wat dit beteken. Wonder wat beteken koninkryk? So, kom ek sê eers, as ek sê Jesus is my koning, dan beteken dit ek is deel van sy koninkryk. Kom ek verduidelik koninkryk. Koninkryk is die area waaroor die koning heers. Dis sy grondgebied. Dit is waar hy die koning oor is. Hy is die koning oor 'n spesifieke area. En nou moet ek die vraag vra, as ek sê Jesus is my koning, dan beteken dit ek is onder hom, ek is deel van ek is in sy area. Reflekteer my lewe dat Jesus my koning is. Of is dit lippetaal? Is dit sê, ja, ek het iewers tot bekering gekom, ek het iewers 'n oorgawe gemaak, ek is iewers gedoop, ek het iewers my naam op 'n lidmaatskap by 'n kerk, ek gaan 'n bietjie kerk toe nou en dan. Maar my lewe wys dit nie. My lewe wys eintlik, deur die week het ek 'n diplomatisiese verhouding met die wêreld. En ek vertel die grappies wat die wêreld vertel, en ek lewe saam met die wêreld, ek dans saam met die wêreld, en op 'n Sondag dan dans ek weer met die Here. Jesus sê, ek doen nie dit nie. Ek doen nie dit nie. Ek soek alleen reg op jou siel. Lukas 17 vers 21 lees ons van Jesus se koninkryk. Jesus sê die interessante ding, jy gaan nou hele teks moet lees, jy kan dit nie nou doen nie, maar Jesus sê die woorde, hy sê, hulle sal nie kan sê, dis hier of dis daar nie, want kyk, die koninkryk van God is by julle. Die ou vertaling sê dit anders, sê dit is in julle. Dis in julle. Nou, dit beteken die koninkryk is hier. Wie van julle sê, luister, ek is regtig lief vir die Here. Ek is regtig lief vir die Here. Julle is deel van die koninkryk, en omdat ons saam hier is hier en nou, hierdie plek waar ons nou is die koninkryk van die Here, tussen ons. Dis waar Jesus regeer. Dis waar die impak is. Dis waar Jesus kan beweeg. Ek en jy is Jesus se gesandte. Jesus kan my en jou mobiliseer, mits ek gehoorsaam is aan die Here Jesus. Maar dit is nog dieper, en dis my hart. En ek wil vir jou vra vanoggend, is jou hart, behoort dit aan Jesus se koninkryk? Ek kan dit met my lippe sê, maar my hart is ver van die Here af. Behoort my hart aan die Here Jesus? Is my hart deel van Jesus se koninkryk? Regeer Jesus regtig in my hart? Of probeer ek neutraliteit handhaaf? Jesus vra nie baie nie, hy vra? Ja, en dis reg so. Hy het alles gegee, hy vra alles.